Dan sing ons saam Halleluja lied 247 verse 1 en 2. Ere sy God, U die bron van ons lewe. Nou ek hou hier vanmôre die wet voor soos in die Nuwe Testament. En toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle almal saam vergader en een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê: "Meester, wat is die groot gebod in die wet?" En Jesus antwoord hom: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en die groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete." Kom ons staan en dan hou ek vir u vanmôre die geloofsbelijdenis voor. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterwe het en begrawe is, wat neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterwe het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Vriende, jy kan vanmôre die woord van die Here oopmaak daar in Klaagliedere, hoofstuk 1, Klaagliedere, hoofstuk 1. En terwyl jy oopblaai en voordat ons saam bid, 'n bietjie inleiding of 'n bietjie agtergrond. Jeremia is een van my gunsteling boeke in die Ou Testament.
'n wonderlike profeet gewees, een van die groot profete gewees. 'n Profeet wat baie besonderse boodskap in 'n baie besonderse tyd gehad het. En ek sê baie kere vir mense, ek dink as die profete soos die profete van ouds in ons dae geprofeteer het, sal Jeremia heel moontlik nou besig gewees het om te profeteer. Want die sien Jesaja en al hierdie ander profete het hulle tyd gehad, maar Jeremia het in 'n tyd geprofeteer kort voor die einde van Israel of Juda se bestaan. Kort voordat die toorn van God uitgestort is op Jerusalem en Jerusalem vir die volgende 2000 jaar nie meer sou bestaan het nie. Jeremia is 'n profeet wat geprofeteer het gedurende die koning Josia se leer, die laaste herlewing wat Jerusalem gesien het. Baie mense beweer dat hy geen vrug gesien het nie, maar ek verskil 'n bietjie daar, want Jeremia het begin preek in die 13de jaar van koning Josia en kort daarna het die herlewing uitgebreek. En hy het die herlewing gesien, hy het dit ervaar, maar hy het ook gesien hoe vinnig die kerk weer kan afval en verval na die herlewing tot by die verwoesting van Jerusalem, wat ook 'n tipe en 'n beeld is van die einde van tyd. So Jeremia was 'n profeet wat 'n besonderse boodskap gehad het, 'n tyd soos hierdie wat ons ook vir onsself kan sê, die Here kan nog vir ons 'n kortstondige herlewing gee voordat hy weer kom. Ek glo dat hy weer kom, ek glo dat hy baie vinnig weer kom. Hoe lank dit nog gaan wees, weet ek nie, maar ek wonder of ons nie in die dae van 'n profeet soos Jeremia is, wat daai laaste boodskap, daai laaste geleentheid vir ons nog skenk, om ons saak reg te maak met die Here. As gevolg van hierdie verskriklike dinge wat Jeremia deurgegaan het, word hy ook genoem die wenende profeet. Die wenende profeet, 'n profeet wat werklik waar 'n hart gehad het vir die mense, 'n hart gehad het vir verlore siele, 'n hart gehad het vir God se saak. En daarom vind ons ook aan die einde van sy boek die klaagliedere, wat eintlik maar is waar hy eers te sit en huil en ween. En in die Nuwe Testament kom die Here Jesus en hy sê, wie sê julle wie is ek, of wie sê die mense wie is ek? En ons lees in Matteus 16 vers 14 en hulle antwoord, sommige sê Johannes die Doper, sommige Elia en ander Jeremia of een van die profete. 'n Profeet wat uitgesonder word wanneer die mense oor die Here Jesus gedink het. Hulle sê miskien Johannes, miskien Elia, miskien Jeremia. 'n Wenende profeet. Vanmôre is my hart en my gedagtes terwyl ons lees, luister na die woorde van Jeremia, die wenende profeet. Luister na sy hart vir sy mense en vir God se saak. Kom ons gaan saam bid en dan lees vanaf vers 1. Dierbare Hemelse Vader, ons wil vir U baie dankie sê dat U vir ons hierdie woord nagelaat het. In besonder Jeremia se briewe en klaagliedere wat hy vir ons geskryf het. Here, briewe waarin ons U hart in die hart van Jeremia kan sien, kan raak lees, kan oplet, kan ervaar. Ja, Here, as ons die Nuwe Testament lees in verskillende verse, dan sien ons hier dat U hierdie selfde hart wat Jeremia hier tentoonstel ook gehad het vir die mense. En ons wil bid vanmôre, Here, wanneer ons lees in hierdie boek, wanneer ons vanmôre die woord van die Here lees en oordink en met mekaar daaroor gesels, Here, dat dit nie maar net nog 'n geleentheid sal wees wat wonderlik is en mooi preek en ons gaan huis toe nie, maar dat dit 'n preek sal wees wat ons vanmôre sal gryp in ons binneste. Ons sal aanraak, Here. Ons miskien 'n bietjie sal verander, Here. Ja, Here, ons het nodig dat U van tyd tot tyd ons harte weer kom deurboor. Ons harte weer kom sag maak, kom week maak vir U saak, Here. En ek wil bid vanmôre, Here, soos ons lees uit hierdie woord, doen dit vir ons, Here. U ken elke persoon wat hier sit se behoefte. U weet wie is hier, wie moet U wees vanmôre, Here? En U weet dat U het ook 'n doel met vanmôre se diens. En ons bid, Here, dat as ons eendag daarbo sal wees, ja, dat ons sal terugkyk in tyd en in ewigheid, ons sal terugkyk na 'n dag soos hierdie, Here, wat U 'n verskil gemaak het in 'n mens se lewe. Dankie daarvoor. Ons eer U daarvoor, ons aanbid U daarvoor. Ons bid dit alleenlik in die wonderlike naam van die Here Jesus Christus met danksegging. Amen.
Alef, ag hoe verlaat is sy die stad wat vol mense was. Sy het soos 'n weduwee geword, sy wat magtig was onder die nasies, die vorstin onder die provinsies, het dienspligtig geword. Bitterlik ween sy snags, haar trane oor haar wange. Sy het geen trooster onder al haar liefhebbers nie. Al haar vriende het trouloos teen haar gehandel, haar vyande geword. Gimmel, Judas ontvolk deur ellende en deur sware diensbaarheid. Hy sit onder die nasies sonder om 'n rusplek te vind. Al sy vervolgers het hom ingehaal tussen die engtes in. Dalet, die wee na Sion treur, omdat daar geen feesgangers is nie. Al haar poorte lê woes, haar priesters sug, haar jongvroue is bedroef en sy self het dit bitter. Haar teenstanders het die oorhand gekry, haar vyande lewe rustig, want die Here het haar droefheid aangedoen vanweë die menigte van haar oortredinge. Haar kinders het in gevangenskap gegaan voor die teestander uit. Wau, en van die dogter van Sion het gewyk al haar heerlikheid en haar vorste het geword soos takbokke wat geen weiveld vind en kragteloos heen gegaan het voor die vervolgers uit. Sion, Jerusalem dink in die dae van haar ellende en haar omswervelinge aan al haar kosbaarhede wat gewees het van die dae van die voortyd af, toe haar volk deur die hand van die teestander geval het en daar vir haar geen helper was nie. Het die teestander haar aanskou, hulle het gelag oor haar ongelukkige uiteinde. Jerusalem het swaar gesondig, daarom het sy 'n voorwerp van afskeid geword. Almal het haar wat haar geëer het verag haar, omdat hulle haar naaktheid gesien het, sy selfsug en het haar weggedraai. Haar onreinheid kleef van haar some, sy het aan haar einde nie gedink nie, sy het wonderbaarlik gesink, sonder dat sy 'n trooster het. Sien my ellende aan, Here, wat my vyand hou om groot. Die teestander het sy hand uitgesteek na al haar kosbaarhede. Ja, sy het gesien hoe dat heidene in haar heiligdom kom, van wie bevel gegee dat hulle in die vergadering nie mag kom nie. Haar hele bevolking sug, hulle soek brood, hulle het hul kosbaarhede vir voedsel gegee om hulself te verkoop. Aanskou, Here, en merk op dat ek 'n veragte geword het. Lamet, raak dit julle nie, julle wat hier met die pad verbygaan, aanskou en kyk of daar 'n smart is, soos die smart wat my aangedoen is vanweë die Here, waarmee die Here my bedroef het op die dag van sy toorngloed. Uit die hoogte het hy vuur gestuur in my gebeente en my oorweldig. Hy het 'n net voor my voet gesprei. Hy het my agteruit laat wyk. Hy het my woes gemaak die hele dag elendig. Ek gaan net oorgaan daar na vers 16 terwille van tyd. Daarom ween ek, my oog loop af in water, want ver van my is die trooster wat my verkoop. My kinders is verbuister, omdat die vyand die oorhand gekry het. Sion brei haar hande uit, vers 17. Sy het geen trooster nie, die Here het die wat rondom hom was teen Jakob ontbied. As sy teestander Jerusalem het in hulle midde 'n voorwerp van afskeid geword. Vers 18, Sade, regverdig is hy die Here, want ek was teen sy mond wederstrewig. Hoor tog alle volke en aanskou my smart, my jong vroue en my jong manne het 'n gevangenskap gegaan. Vers 20, Resh, aanskou, Here, hoe benoud ek is. My hart draai om in my binneste, want ek was baie wederstrewig. Buitekant het die swaard berowe, binnekant is dit soos die pes. Shin, hulle hoor dat ek sug, ek het geen trooster nie. Al my vyande hoor van my onheil. Hulle is bly dat U dit gedoen het. U laat die dag kom wat U uitgeroep het, dat hulle kan wees soos ek. Dat hulle boosheid voor die aangesig kom en doen aan hulle soos U aan my gedoen het, vanweë al my oortredinge. Van my versigtinge is baie en my hart is krank. So ver uit die kosbare, onfeilbare woord van die Here. Vriende, ons vind hier die stad Jerusalem is verwoes. Hy's verbrand tot op die grond toe. En Nebukadneser het gehoor van die profeet en hy daarna Jeremia gegaan en hom laat vrylaat. Hy was in die tronk op daardie stadium. En hy laat vir Jeremia vry en hulle gee vir Jeremia genade en hulle sê, Jeremia,
jy kan saam met ons kom. Ek wil amper sê, hulle sê, hoorie, hier's vir jou 'n golden ticket, Babylon toe. Jy gaan daar woon in die koningshuis en ons gaan vir jou sorg, of jy kan hier bly, jy het 'n vrye keuse. Van die ander bekwame manne is weggevoer, 'n paar jaar voordat hierdie gebeurtenis plaasgevind het in die dae, net na koning Josia, is Daniël reeds weggevoer, en ander van die bekwame manne is reeds weggevoer, is nou net die armste van die arm wat agtergelaat word. Wanneer die Babyloniërs so gekom het, dan vat hulle die koningshuis en die kinders en al die begaafde manne vat hulle weg, en hulle vat al die goud, hulle vat alles weg. En wat hulle dan doen is, hulle los die stad met net die armste van die armste. Die wat vandag op die strate woon, en wat nie heen kom het nie, en wat verslaaf is aan allerhande, hulle los hulle hier in Springs. Hulle vat die res. Hulle het die res weggevat. En nou kom hulle na Jeremia toe en hulle sê, Jeremia, jy het 'n keuse. Gaan jy hier saam met hierdie ellendige mense bly of gaan jy saam? En Jeremia voel op sy hart, hy moet agterbly. Hy moet nog vir hierdie mense 'n boodskap verkondig. En tradisie sê, daar was 'n grot net buitekant Jerusalem, hulle noem dit Jeremiah's grotto, is natuurlik 'n plek waar toeriste gaan kyk, wat het daar gebeur, en hulle sê, hy daar in daardie grot gesit, en daardie grot was teen aan die heuwel, wat soos 'n skede lyk, wat dan nou moontlik Golgotha is, of dit so is, weet ons nie, maar dis maar tradisie wat sê, hy het in daai grot gaan sit, en by daai heuwel wat soos 'n skede lyk, en daar het hy gesit en kyk na die rookwolke wat opstyg van Jerusalem. En daar het hy gesit en kyk na die mense wat agtergebly het, wat nie kos het om te eet nie, wat verteer is en maar is en swaar kry. En daar het hy gesit en ween oor Jerusalem. Daar het hy gesit en ween oor Jerusalem. Nou of hy nou in die grot gesit het, soos wat die tradisie is, en of dit nou op die heuwel was, wat Golgotha was, en of hy op 'n ander plek was, maak nie vreeslik saak nie. Die punt is, hy het op 'n plek gaan sit waar hy Jerusalem aanskou het, en terwyl hy Jerusalem aanskou, sien hy ook die mense wat hier met die pad gaan, na aanleiding van vers 12, en sy hart word gedruk om 'n wonderlike boodskap vir ons na te laat. 'n Wonderlike klaaglied oor hierdie toestand waarin die mense hulle bevind. En dit laat dink my aan die Here Jesus, wat ook by geleentheid net so buite Jerusalem was, moontlik ook op 'n heuweltjie waar hy kon kyk. En hy sien Jerusalem, en hy sien die dinge wat lyk wonderlik, maar wanneer die Here Jesus na Jerusalem kyk, dan sien hy Jerusalem soos wat Jeremia Jerusalem sien. Dis asof hy reeds weet wat gaan gebeur, want hy's God, hy weet reeds wat gaan gebeur. En in plaas van om te sien hoe vol hulle van hulle self is, die owerpriesters en die fariseërs en die sadduseërs, sien hy die ellende wat aankom is, en ons lees daar in Lukas 19:41. En toe hy naby die kom en die stad, naby aan die kom en die stad sien, het hy daaroor geween. Ons lees dit in Lukas 19 vers 41, waar ons hierdie lees. Toe hy naby aan die stad kom, toe die Here Jesus so kom en hy sien die stad, toe begin hy daaroor te ween. En hy sê in vers 42, en hy het gesê, as jy tog maar geweet het, ja, in hierdie dag van jou, die dinge wat tot jou vrede dien, maar nou is dit vir jou oë bedek. Wanneer die Here Jesus sien, dan sien hy die mense se oë is toe vir dit wat hulle moet sien. En in hierdie klaaglied en in hierdie gebed van Jeremia vind ons dat hy hulle ellende beween, ons vind dat hy die oorsaak beween, en uiteindelik vind ons dan dat hy ook 'n roepstem gee. En ek wil graag oor hierdie paar punte met u vanmôre praat. En die eerste is die ellende wat hy raak sien. Hy beween Jerusalem se ellende. Hy sit daar buitekant by die grot of op die heuwel en hy kyk na hierdie mense en hy sê, hulle het geen rus nie. Hy beskryf hier die toestand van 'n persoon wat onder die toorn van God geval het. Ons hoor baie kere 'n boodskap, eintlik baie min boodskappe oor die hel vandag. En as ons dit oor die hel hoor, dan is dit baie keer kortliks, maar hier in klaagliedere beskryf Jeremia tot 'n mate die omstandighede waarin 'n mens verkeer wanneer hy onder God se toorn val. 'n tipe en 'n beeld van wat in die hel gebeur.
Hy sê, ek kyk na hierdie mense, en dit lyk vir my, hier's 'n probleem, hy sê hierdie woorde, hulle het geen rus nie. Judas ontvolk deur ellende en deur sware diensbaarheid. Hy sit onder die nasie sonder om 'n rusplek te vind. Hy sê, as 'n mens onder God se oordeel val, dan bevind jouself in 'n plek van geen rus nie. Daar's nie rus nie. Hy kyk na hierdie mense en hy wee en hy sê, Here, hierdie mense het nie rus nie. Dit het my laat dink aan die jagveld, wanneer mense gaan om 'n sekere land af te oes. Dit is nie 'n gewone jagveld, hulle gaan om hom af te oes, hulle moet hom skoonmaak, hulle het net soveel tyd. En dan gaan hulle op daardie land en hulle sit mense op verskillende plekke uit, laat daardie bokke geen rusplek kry nie. As hy by die een is en daar klappe skoon, dan hardloop hy terug, hy kan nie teruggaan nie, hy weet daar's 'n ou wat op hom geskiet het, en as hy by daai volgende plek kom, dan sit die volgende ou en wag, en hy skiet 'n skoot op hom, en as hy by die volgende plek kom, hy moet net so in die ronde hardloop die hele dag lank, totdat elke een van hulle uitgeskiet is. Ek het self al so gaan oes. Hy bokkietjies hardloop en daar's vir hulle geen rusplek nie. Hy sê hierdie woorde vir ons daar, en van die dogter van Sion het gewyk al haar heerlikheid, haar vorste het geword soos takbokke wat geen weiveld vind nie, en kragteloos heen gegaan het voor die vervolgers uit. Hy sê, hy kyk na die mense, hy sê, dit is soos 'n bokkie wat nie weiveld kry nie, en wat nie rusplek kry nie, want die vervolger sit om elke hoek en draai, en hy haal hom in. Jeremia kom in hierdie gedeelte, en hy beskryf 'n verskriklike toestand van 'n mensdom wat onder God se toorn verval. En hier is dit nog tydelik, maar eendag is dit ewig. Hy sê, daar's nie rus vir Jerusalem nie. Dis asof hy daar by daai heuweltjie sit en kyk na Jerusalem, en asof die Heilige Gees deur sy oë kyk tot in 2026 en sê, daar is vir Suid-Afrika nie rus nie. Daar is vir Springs nie rus nie. Ons lewe so 'n gejaagde lewe, daar's nie rus nie. Ek onthou, net nadat die Here Jesus my siel uit genade gered het, en ek nog daar in die gym was, het ek gesien hoe jaag mense. Van die vroeg in die môre tot laat in die aand. Daar's geen rus nie. Daar's nie meer iets soos familietyd nie, want daar's nie tyd nie. Daar's nie eers rustyd nie, wat nog van familietyd, wat nog van tyd vir die Here, vir die kerk en vir sy saak. Daar's nie rus nie. Ek onthou, vroeëre jare toe ek vir Coca-Cola gewerk het, dan gaan ek daar na die platteland toe. En as ek daar by die platteland kom waar ek die winkeltjies besoek, en as ek etenstyd nie al die winkeltjies besoek het nie, dan soek ek 'n boom, dan moet ek onder 'n boom gesit. Want die takeaway winkel het toegemaak vir lunchtyd. Mense sal dink hy moet oop bly, ons moet gaan eet. Maar daai jare op die platteland het die kafee ook toegemaak. Dan gaan almal huis toe vir middagete, daar rus hulle 'n bietjie. Dan moet ek sit, ek sien net winkels, ek sien net kafees. Hulle was toe vir etenstyd, ek gaan sit onder 'n boom, daar in Tweespruit en in verkeerde vlei, en ek gaan slaap maar vir die uur, totdat die winkel oopmaak, laat ek die bestelling kan vat en na die volgende dorp toe gaan. Jy weet, daar was 'n tyd wat ons op godsdienstige vakansie daar toe was. Ek onthou daar op Petersburg, toe ek 'n jong seun was, as jy nie jou groceries gekoop het vir Kersnaweek nie, dan koop jy nie groceries nie. Dis verby. Jy wag tot dit na dit is, maar daar's nie rus nie. Maar dis maar nog net 'n tipe en 'n beeld van iets verskrikliks wat aankom is. Ons lees in Deuteronomium 28 vers 64, en die Here sal jou verstrooi onder al die volke, van die een einde van die aarde na die ander einde van die aarde toe, en daar sal jy ander gode hout en klip dien, wat jou vaders nie geken het nie, en onder die nasies sal jy geen rus hê nie. En jou voetsool sal daar geen rusplek wees nie, maar die Here sal jou daar 'n bewende hart gee, en 'n smagtigende oë en 'n kwynende siel. Die Here het hierdie dinge lank voor die tyd voorspel. Hy sê, as julle die Here, julle God nie gaan dien met julle hele hart en julle hele siel, en julle hele verstand nie, dan gaan hy julle uitgee aan die ander nasies, en julle gaan kom op 'n plek waar daar vir julle geen rus gaan wees nie. En hier kom Jeremia, en hy sien dit raak, en hy beween hierdie toestand.
Ek wil, soos ek reeds gesê het, dis asof hy kan sien, ons kan nie eers meer na die ruskamer toe gaan sonder 'n telefoon wat lui nie. Daar's nie rus nie. In Openbaring 14 lees ons hierdie woorde, en die rook van hulle pyniging gaan op tot aan alle ewigheid, en hulle het dag en nag geen rus nie. Hy beskryf iets, hy sê, weet julle wat, as julle onder God se oordeel val, as julle onder God se oordeel kom, dan is daar vir julle geen rus nie, en dis maar net 'n kykie en 'n beeldjie van 'n plek van verbranding, van 'n poel van vuur, waar julle dag en nag geen rus gaan hê nie. Maar Jeremia sien nie net dat hulle geen rus het nie, hy kyk verder in hierdie gedeelte in Klaagliedere 1 vers 7, hy sê die woorde, Jerusalem dink in die dae van haar ellende en al haar omswervinge, aan al haar kosbaarhede wat gewees het van die dae van die voortyd af, toe haar volk deur die hand van die teestander geval het en daar vir haar geen helper was nie. Hy sê, weet jy wat, wanneer ek so kyk na Jerusalem, wanneer ek so kyk na 'n verbrande stad, dan sien ek daar is vir haar geen helper nie. Nou weet jy vriende, as daar geen rus is nie in hierdie lewe, in hierdie wêreld waar jy net moet afdruk en dryf, soos ons altyd sê, daar is net eenvoudig geen einde nie, dis 'n worstopper, hy moet maar net aangaan. Is dit dan een ding as dat ten minste 'n helper is? As dat ten minste 'n persoon is wat hier langs jou kan staan en net so 'n bietjie help. Ek weet nie of jy al mismoedig in die lewe was nie. As jy al gesien het, hierdie taak is so groot. Hierdie taak is so groot en ek sien net die kansie. Maar dan is daar net 'n tweede persoon. Hey man, kom ons vat hom. Asof jy 'n bietjie moed skep. Maar Jeremia kom hierso en hy kyk na hierdie mense en hy sê daar's geen rus nie, maar erger, daar's geen helper nie. Daar's geen een wat saamstry nie. Weet, as ek so kyk na ons dorpe en ons stede, dan woon ons duisende in 'n woonbuurt en elkeen op sy eie. Duisende in 'n woonbuurt en elkeen op sy eie. Jy weet eers wie bly langs jou nie, jy weet eers wie bly oorkant jou nie. Daar's geen helper nie. Dan hoor jy baie keer laat in die aand 'n geskreeu van 'n vrou of 'n kind. En dan wonder jy, wie sal gaan help? Wie sal gaan help? Wonder hoeveel mense gaan nie so deur die help, maar daar's niemand wat help nie. Hy sê, wanneer jy onder God se oordeel kom, is daar vir jou geen helper nie. Hulle het nog gedog, hulle gaan daar uit Egipte uit hulp kry teen Nebukadneser, toe verwoes hy hulle ook sommer. En Jeremia kom en hy sit daar en hy ween bitterlik met woorde. Hy sê, daarom ween ek, my oog loop af in water, want ver van my is die trooster. Hy sê hierdie woorde, hoe benoud is ek, my ingewande is in beroering, my hart draai om in my binneste. Dis asof hy vanmôre vir my en jou wil sê, kyk na die ellende rondom jou. Kyk na die ellende van mense op die straathoeke, hulle het nie rus nie. Hulle het geen helpers nie. Kyk na die ellende van mense wat rondom ons woon, by die skole, by die werksplekke. Ons lees daar in Habakuk 1 vers 2, hoe lank, o Here, roep ek om hulp, maar u hoor nie, skreeu ek tot u geweld, maar u help nie. Jeremia beskryf hierdie toestand, hy sê, weet jy wat, daar's geen helper nie, ons kan mekaar nou nog help, maar weet jy, as jy eendag in hierdie toestand doodgaan, waar jy God nie ken nie, en God nie dien nie, hy sê, jy gaan kom by 'n plek waar daar geen rus is nie, by 'n plek waar jy uitroep na God toe, en hy gaan nie help nie. Ek het geluister soveel van die woorde van mense op hulle sterfbed wat uitroep. Een wat geroep het, toe die Here my wou red, toe wou ek hoor, nou wil ek, nou wil hy nie.
Ons lees daar in Lukas 16 vers 24 en hy roep en sê, Vader Abraham, wees my barmhartig, stuur Lazarus, die ryk man is daar in die hel, en hy sit daar, en hy vra daarso, hy wou vir Lazarus nooit gehelp het, hy was nie helper nie, nou kom hy by 'n plek onder God se oordeel, waar daar vir hom geen hulp is nie. Hy sê, Vader Abraham, as jy vir Lazarus sit, laat hy net sy vinger so in die punt van die water sit, en net so drup op my tong. Maar ons vind, daar was vir hom geen genade, geen helper nie. Geen helper nie. Weet jy, as ons geen rus het nie, maar ons het ten minste helper, is dit asof daar nog 'n klein liggie skyn in 'n donker gang. Maar Jeremia gaan verder, en in verse 2, 9, 16, 17 en 21, sê hy, maar daar's iets erger. Hy sê, hulle het geen trooster nie. Ons lees dit, sy het geen trooster onder al haar liefhebbers, in vers 2. In vers 9 lees ons, sonder dat sy 'n trooster het. Sy het wonderbaarlik gesing, sonder dat sy 'n trooster het. In vers 16 lees ons die woorde, daarom ween ek, my oog loop af in water, want ver van my is die trooster wat my verkoop. In vers 17 weer, Sion brei haar hande uit, sy het geen trooster nie. Vers 21 lees ons dit nog eenmaal, hulle hoor dat ek sug, ek het geen trooster nie. Jeremia sien hierdie omstandighede, hy sien daar's geen rus nie, hy sien daar's geen hulp nie, maar hy sê daar's iets erger as dit alles, so by so, dat hy dit 5, 6 keer in hierdie gedeelte moet aanhaal, daar is geen trooster nie. Weet jy vriende, as jy 'n taak het en daar's geen rus nie, en daar's geen helper nie, maar daar's ten minste vir jy troos, miskien by die huis, iemand wat vir jy gaan troos, iemand wat net vir jy gaan omgee. Hierdie woord troos beteken om te gee, meegevoel te hê, om te ondersteun, om by te staan, maar Jeremia kyk oor die volk en hy sê daar is ook geen trooster nie. Hy sê wanneer jy onder God se toorn val, gaan daar vir jou geen trooster wees nie. Jy sien vriende, wanneer ons geen meer trooster het nie, dan kom ons uiteindelik by die plek van totale wanhoop en hopeloosheid. Ek wonder hoeveel mense se lewens het nie geëindig by die plek waar hulle lewendig geen trooster meer gehad het nie. Ek weet nie, ek was nie daar nie, maar ek weet, familielid van my het sy eie lewe geneem, my pa, en ek weet van vriende van my se familie wat hulle eie lewe geneem het, en ek vra myself, hoe hopeloos moet jy wees om by daai plek te kom? Hoe vol van wanhoop moet jy wees? Is dit nie 'n persoon wat in hierdie lewe reeds by 'n plek gekom het waar daar nie rus is nie, daar's nie helper nie, maar selfs wanneer hulle stil raak is daar geen trooster nie. En jy kom by die plek van absolute hopeloosheid. Klaagliedere 1 vers 20 lees ons, aanskou, Here, hoe benoud ek is. Let op die taal, hy sê ek is benoud, my aangewande is in beroering, my hart draai om in my binneste, want buite is dit, want ek was baie wederstrewig, buitekant is dit soos die swaard, binnekant is dit soos die pes. Het jy al gesien mense wat by daai plek van hulle lewe kom, hulle het stryd met hulle gesinne, hulle het stryd met die werk, buitekant is dit soos die swaard, dit maak nie saak, waar kom jy, daar is nie vir my rus nie, daar is nie vir my hulp nie, daar is vir my trooster nie, maar die binnekant is hulle soos die pes, erge angs en depressie. Buitekant is dit die swaard, binnekant is die pes, Here, daar is vir my geen ander uitkoms nie, as om my lewe te eindig nie. En Jeremia sien dit, hy sien dit in sy mense, hy sien dit daar by 'n grot waar hy ween, Here, kyk, hy praat hy verpersoonlik Jerusalem, raak dit julle wat met die pad verby gaan, kyk, aanskou of daar 'n smart is soos die smart wat my aangedoen is, my ingewande is in beroering, my hart draai om in my binneste. Hy kom en hy skryf hierdie woorde neer, om ons te waarsku, van die toestand en plek waar mense in hulle lewens gaan kom, as hulle nie voor die Here gaan buig nie. Hy beskryf hoe dit lyk om onder die toorn van God te val. As daar ten minste net 'n trooster is.
En ek wonder of dit nie is hoe die Here Jesus gevoel het toe hy oor daardie heuwel kom en hy so kyk op die mense en hy sien die toekoms van die ryk man. Jy gaan vir Lazarus vra vir hulp en hy gaan dit vir jou nie gee nie. Jy gaan dag en nag geen pyn, geen rus hê nie. Maar terwyl hy by hierdie plek kom en hy hierdie toestand sien hy nie net die feit dat hulle geen hulp, geen rus, geen troost het. Hy sien die oorsaak en ons gaan nie baie tyd by die oorsaak spandeer vanmôre. Ek wil by die roep kom. Maar hy sê in verskillende gedeeltes vanweë die menigte van haar oortredinge. Die regverdig is hy, want ek was teen sy mond wederstrewig. Jeremia kom dan, want hy so kyk oor Jerusalem, dan ween hy nie. Hy sê, ag Here, hulle het geen rus vanweë Nebukadneser nie. Hulle het geen rus vanweë Babylon nie. Hulle het geen rus vanweë Assirië nie. Hulle het geen rus vanweë die ANC nie. Nee, hy sê die oorsaak is nie Nebukadneser nie. Die oorsaak is nie Babylon nie. Vir Israel, die oorsaak is nie Assirië nie. Die oorsaak is nie vir Suid-Afrika se probleme en ons ellende die ANC nie. Hy sê, want ek was baie wederstrewig teen die mond. Want ek was baie wederstrewig, my ingewandes in beroering, my hart draai om in my binneste, want ek was baie wederstrewig. Die Here het haar droefheid aangedoen vanweë die menigte van haar oortredinge. Regverdig is hy, die Here, want ek was teen sy mond wederstrewig. Hy sê, moenie nou dink aan God nie. Moenie nou dink aan God as jy in daai toestand is nie. Dink aan God vandag voordat jy in daardie toestand kom. Maar daar in die vlamme van die hel, toe begin die ryk man ewe skielik aan God dink, Vader Abraham, stuur tog net vir Lazarus. Vader Abraham, stuur tog net iemand na my broers toe. Maar sê vir my, ryk man, was jy nie bekommerd oor jou broers toe jy nog in die lewe was nie? Was jy nie bekommerd oor Lazarus toe jy nog in die lewe was nie? Was jy nie bekommerd oor jou familie en jou werksmense toe jy nog in die lewe was nie? Ryk man, wil jy nou aan God dink? En Jeremia kom en hy beskryf hierdie gedeelte om vir my en jou 'n waarskuwing te gee, om te sê, maak nou 'n plan, dink nou aan God. Ons lees in Klaagliedere 1 vers 9, haar onreinheid kleef aan haar some, sy het aan haar einde nie gedink nie, en sy het wonderbaarlik gesink, sonder dat sy troost het. Sien my ellende aan, Here, want my vyand hou hom groot. Let op hierdie woorde, sy het aan haar einde nie gedink. Hy kom vanmôre en is asof die Here Jesus in hierdie selfde toon van Jerusalem ook oor Jerusalem neerkyk en hy sê, ryk man, as jy maar net geweet het. Jerusalem, as jy maar net geweet het. En dit kom vanmôre tot in Springs 2026, Springs, as jy maar net geweet het. Maar laastens vind ons in hierdie gedeelte 'n roepstem. En dis verskillende roepstemme wat na vore kom, want Jeremia kom hier en hy verpersoonlik Israel, asof Jerusalem self op 'n stadium daar sit in vers 12, en hy roep hier die eerste groot roep uit, raak dit julle nie, julle wat hier met die pad verbygaan. Is asof Jeremia hier sit by die grot en hy sien Jerusalem in die ellende en hy sien, hier gaan mense, want dit was 'n hoofroete gewees, hier gaan mense verby wat koop en verkoop en dit is asof hulle koppe skud en net verbyskaam en hy sê, raak dit julle nie, asof hy nou self Jerusalem geword het, jy raak dit julle nie, julle wat hier met die pad verbygaan, julle wat hier verbyry, wat gesien het hoe dit gelyk het gister en eergister, raak dit julle nie. Luister na die taal van liefde. Luister na die taal van liefde. My trane, my oog loop af in water, want ver van my is die trooster. Dis 'n woord vol emosie, dis 'n woord vol liefde en passie vir die mense. Hy probeer dit beskryf, my ingewandes in beroering, my hart draai om in my binneste. Raak dit julle nie, julle wat hier met die pad verbygaan. Hoe stap jy verby en jy sluk 'n koeldrankie af en jy skud jou kop en jy gaan aan met jou lewe?
Rykman, toe jy daar by Lazarus verbygestap het, hoe kyk jy hom so een kant aan en gaan net verby? Raak dit julle nie, julle wat hier met die pad verbygaan? En as 'n mens mooi luister, dan hoor jy die stem van Jesus in Jeremia in Matteus 23:37, waar hy sê, Jerusalem, Jerusalem, julle wat die profete doodmaak en die stenig wat na julle gestuur het, hoe dikwels wou ek julle bymekaar maak, soos 'n hen naar kykens onder haar vlerke, maar julle wou nie. Dis die roepstem van liefde, dis die roepstem van 'n hart, van 'n vaderhart, wat sê, Jerusalem, Jerusalem, hoe dikwels wou ek julle bymekaar maak. En Jeremia sien die skade wat kom as 'n mens nie wil nie. En hy skryf hierdie wonderlike klaaglied. Maar jy sien vriende, wanneer ek so lees hierdie roepstem van Jeremia, dan is dit asof ek die roep oor die eeue heen hoor, asof dit nie net Jerusalem is wat daar staan nie, dis asof Adam en Eva ook daar staan by die graf van Abel, en hulle kyk hoe mense in 2026 so verby hulle stap, wanneer hulle die Bybel oopmaak in Genesis, en die mense lees hierdie verhale, en hulle gaan aan met hulle lewe soos gister en eergister, en ek hoor Adam en Eva wat sê, raak dit julle nie, julle mense wat hier verbystap. Kyk die smart wat my aangedoen is, my seun Abel, my seun is doodgemaak. Raak dit julle nie, julle wat hier met die pad verbygaan. Ek hoor die stem van Israel toe die Assiriese inval gekom het. Ek hoor die stem van Jerusalem met die Babyloniese inval. Raak dit julle nie, julle wat hier met die pad verbygaan. Sê vir my, meneer, mevrou, jong man, jong meisie, u wat vanmôre hier sit. En ons gaan afsluit met daardie lied, red wat verlore gaan, soek die wat sterwe, ween oor die, ween ons nog? Het ons nog 'n hart vir mense? Ry ons nog verby hulle op die strate, yskoud in ons binneste, en ons voel vir hulle niks nie? Het ons nog 'n behoefte dat mense gered word? Het ons nog 'n behoefte dat mense deurgaan met die Here met die volheidslewe? Het ons nog 'n behoefte dat God verheerlik sal word in hierdie tyd? Het ons nog 'n behoefte vir die winkelbestuurder? Het ons nog 'n behoefte vir die mense wat die tille moet slaan daar by die winkels? Het ons nog 'n behoefte vir die werksmense by ons werke? Ek onthou jare terug toe ek 'n geleentheid gehad om by Telkom te preek. Elke maandag het ons so gewissel, ek en 'n vriend, dan preek ons by Telkom. Ander mense wil nie so gaan preek in hulle lunchtyd nie, want dit is nou hulle lunchtyd. Ons preek by Telkom. Daar's geleenthede, weet jy, daar's geleenthede vir ons in Suid-Afrika, daar's geleenthede vir ons in Springs, maar daar gaan nie geleenthede wees as ons nie bereidwillig is nie. Ek preek elke Sondagoggend by 'n Spar daar in Boksburg. En ek kort 10-15 minute boodskap. Partykeer is hulle baie, partykeer is hulle min. Partykeer dan vra jy jouself, maar luister hierdie mense? Dan die een wat jy die minste gedink het, luister. Ander dag sien jy daar by die til sit 'n meisie, trane loop haar oë af. Dan gaan ek weg vir 'n naweek. Dink julle kry iemand om te gaan preek vir my? Hulle is uitgebrand, hulle is moeg. Jeremia sê, raak dit julle nie, julle wat met die pad. Het ons nog 'n behoefte vir mense? Terwyl hy daar op die pad staan, maar jare later is die Here Jesus plus minus op dieselfde plek op die heuweltjie Golgotha, heel moontlik baie naby aan waar Jerusalem waar Jeremia gestaan het en gekyk het vir Jerusalem, en die Here Jesus is daar op die kruis van Golgotha, en hy sien ook hoe die mense by die pad verbygaan. Ons het gelees, hulle het op hulle bors geslaan en het verbygegaan. En terwyl hy daar op die kruis hang, plus minus waar Jerusalem was, en kyk oor Jerusalem en ween oor Jerusalem en aan die kruis is vir Jerusalem, roep hy die woorde uit, Vader, vergewe hulle nie, hulle weet nie wat hulle gedoen het nie. Ek hoor hierdie roepstem van Jeremia tot by die kruis, waar die Here Jesus in sy binneste miskien ook hierdie stem roep, raak dit julle nie, julle wat hier met die pad verbygaan. Hy sien ook die mense wat by die pad verbystap en net hulle koppe skud asof niks gebeur het nie en net aangaan met hulle lewens.
Hy sien ver in die toekoms, hy sien die oorlog wat oor hierdie wêreld sou kom, hy sien die verwoesting wat gesaai is in hierdie wêreld in sy naam, hy sien die Eerste en die Tweede Wêreldoorlog, hy sien die toestand van die Afrikaner volk in 2026, hy sien die plakkerskampies reg rondom Pretoria en in die gedeeltes waar ons baie kere verbyry, van nie net swart nie, maar ook wit mense, hy sien die ellende, en hy sien die toestand waarin ons as Afrikaners verkeer, en hy sê, raak dit julle nie, julle wat hier met die pad verbygaan. Hy sê, kyk, dis vanweë jou eie wederstrewigheid Suid-Afrika, dis vanweë jou eie ongeregtigheid Suid-Afrika, maar hy sien ook die ryk manne, wat daar in die hel kom, waar daar geen rus en hulp en troos is nie. Hy sê asof hy vanmôre wil sê, ryk man, wil jy nie nou al luister nie, en wil jy nie nou luister voordat dit vir jou te laat is nie, jy het nog 'n geleentheid, gaan gee jou ietsie vir Lazarus, ryk net uit na Lazarus toe, moenie net verby Lazarus stap so onaangeraak nie. En hy kom vanmôre tot hier by ons, en hy sê, hoe lyk dit in ons lewens? Hoe lyk dit in ons lewens? Ryk man, gaan jy aan God dink wanneer dit te laat is? Gaan jy aan jou buurman dink wanneer dit te laat is? Gaan jy aan jou kollegas dink wanneer dit te laat is? Gaan jy aan jou vriende dink wanneer dit te laat is? Of sal jy nou al soos nederig, soos hy daardie hart kry om te sê, my Here, maak my sag soos Christus sag was vir mense. Want hy sien, terwyl hy hierdie stem uitroep, hoor ons in die Nuwe Testament die woorde van die Here Jesus wat weer klink, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir julle rus gee. Weet jy vriende, dis 'n boodskap wat Jeremia bring om ons tot ons sinne te bring, maar dis 'n boodskap wat nie absoluut verlore is. Jerusalem was verbrand, dit was te laat vir Jerusalem, maar die boodskap kom betyds na ons toe. Dit kom na ons wat by die pad verbystap, om na ons eie lewens te kyk, en dit sê vir ons, daar is nog geleentheid vir rus. Daar's nog geleentheid vir rus vir jou vriend, daar's nog geleentheid vir rus vir jou familielid, vir jou oom, vir jou tannie, vir jou pa, vir jou ma, want hy sê, kom na my toe, almal wat bemoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Ons lees in Hebreërs 13 vers 26 van hulle wat die Here dien. Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, die Here is vir my 'n helper. Ek sal nie vrees nie. Hy wil vir môre nog 'n helper wees vir 'n persoon. Hy wil 'n helper wees nie net vir u nie, hy wil 'n helper wees vir daardie persoon met wie u skouers skuur. Maar weet jy wat, hy wil ook vir u nog steeds 'n trooster wees. Ons lees in Psalm 54 vers 6, kyk, God is my helper, die Here is wat my siel ondersteun. Dis die werk van 'n trooster, hy wat jou siel ondersteun. Ons lees in Johannes 16 vers 7, maar ek sê vir julle die waarheid, dit is vir julle voordelig as ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie julle kom, maar as ek weggegaan het, sal ek hom na julle stuur. Weet jy vriende, wanneer hierdie boodskap van Jeremia kom tot ons, dan wil hy vanmôre vir ons sê, kyk bietjie rondom jou, kyk na die mense, daar's geen rus nie, daar's geen helper nie, daar's geen trooster nie, maar Jesus is die rus, Jesus is die helper, Jesus is die trooster. En al wat hy van my en jou verlang, is om nie net daar verby te stap, onaangeraak nie. Om nie net daar verby te stap, onaangeraak nie. Weet jy, het raak moeilik vir ons wat lank op die pad is, ek's nou 18 jaar gered. Raak moeilik, jy ken minder mense wat ongered is, jy ken minder mense wat goddeloos is. En ek onthou baie jare terug toe die Here Jesus my siel uit genade red, daar in die gym baie geleenthede gehad, en ek kry toe 'n werk as 'n verkoopsman. Maar ek kom op 'n stadium agter, ek raak bietjie uit voeling uit met mense. Jy raak 'n bietjie uit voeling uit met mense. Want jy's in jou sirkeltjie, almal wat jy nou ken is gered, ons bid saam, ons kuier saam, ons hou vakansie saam, alles is goed. En ek besluit toe, en ek glo die Here het my so gelei, en eenmal 'n week, dan gaan ek in my etensuur, dan ry ek na 'n area waar dit sleg gaan. Daar in Bloemfontein was dit Bloemfontein Noord, 1 week. Dan sit ek daar by 'n parkie, dan sit ek net, dan kyk ek vir die mense. Wie as jy hulle so sien loop, die jong kinders, dan sien jy die smart en die pyn in hulle lewens. Mense wat swaar kry. Nie net mense wat swaar kry, hulle kry swaar want hulle ouers is goddeloos. Alkoholiste,
Ek wil nie al die goed noem hier van die kansel af nie, maar jy kan dit sien wanneer jy 'n jong meisie sien, dan sien jy die pyn en die smart aan haar gesig. En 'n ander week dan gesit ek daar in Smarty Town in Bloemfontein, is die wit plakkerskamp, dan sit ek daar net vir etenstyd, dan kyk ek net vir die mense. Dan sê ek, Here, hou net my hart sag dat ek sal onthou. En weet jy, het kom lank wat 'n mens baie keer hard raak, en ons is nou by 'n konferensie so 'n paar weke terug. En vir die eerste keer daar in die aand het ek weer geween oor siele. Want dit gebeur met 'n mens. Jy kom op so 'n plek waar jy maar hard raak. Jy skud jou kop af, jy raak so gewoond. En Jeremia kom skrywe vir ons 'n wonderlike brief om net te sê, wil jy nie weer in voeling raak met die sagte kant van Christus nie? Wil jy nie net weer jou hart kom breek voor God vanmôre nie? En sê, Here, ek het hard geword. Maar Here, ek wil bid dat U my weer sal gee 'n sagte hart. Want daai mense gaan geen rus hê nie. Hulle het geen helper, hulle het geen trooster nie, nou al. En U wil dit vir hulle wees. Maar Here, maak my hart sag. Here, wanneer hy uitroep, raak dit julle nie, dat daai skuld nie op my sal lê nie. Ek wil vanmôre vir U vra, sal U vir die Here vra om dit vir U weer te doen, om weer sag te maak. Maar dit is nie net vir 'n gebedjie vir sag maak nie. Dan moet ons gaan planne maak. Hoe gaan ons hierdie mense bereik hier rondom ons? Amen. Kom ons bid saam. Dierbare Hemelse Vader, ek hoor die stem van Jeremia vanmôre 2026 hier in Springs. Raak dit julle nie, julle wat hier met die pad verbygaan. Here, ons het in hierdie woord gesien wat sonde gedoen het aan Adam en Eva. Ons het gesien wat hardheid gedoen het aan Israel, aan Juda. Ons het die geskiedenis om te sien wat dit gedoen het oor die eeue heen met oorloë. Ons het gesien, Here, wat dit aan ons eie volk gedoen het hier in Suid-Afrika. Maar Here, ek wil vanmôre bid vir U kinders, vir myself, dat U vir ons sal sag hou, Here. Dat ons nie sal kom op 'n plek soos die mense wat Jeremia gesien het, wat dit nie geraak het nie. Die mense wat die Here Jesus gesien het, wat dit nie geraak het nie. En ek wil vanmôre bid dat U vir ons sal help as 'n gemeente, as 'n groep mense, dat ons harte weer sal sag maak voor U. En vanmôre, vriende, terwyl ons oë gesluit is, wil ek tog vir U vanmôre geleentheid gee. Ons die vermoedmoedigingsdienste is verby, maar is nooit te laat nie. Jy kan nie vanmôre nog voor die Here verootmoedig en sê, Here, ek het hard geword. Ja, ek is die kind, het my siel uit genade gered, maar Here, ek is nie meer sag nie. Maak my weer sag. En ek wil vir U bid vanmôre. Maar ek wil hê U moet ons, is nie geheimagente nie. Ek wil ook vanmôre vir U 'n bietjie uitdaag. As U vanmôre sê, Henk, ek het hard geword, ek wil die Here vertrou om my weer sag te maak, bid vir my. Dan wil ek vra dat U daar waar U sit sal opstaan. Ek wil graag vir U bid. Is daar so 'n persoon vanmôre, sê ek het hard geword, bid vir my.